nog steeds in Lukas 15 vers 29, waar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Hierdie oudste seun het gereken dat hy op grond van sy onderhouding van die Vader se gebooie sekere dinge verdien het. En die Vader se hart hoef geen seun enigiets te verdien nie, want die huis is daar vir hulle, en wat aan die Vader behoort is ook hulle sin. As seuns is hulle tog veronderstel om te leef uit die hart en die huis en die besittings van Vader. Enige verhouding wat op iets anders gebou is as onvoorwaardelike liefde en bewondering, is nie 'n verhouding nie, of is 'n valse verhouding. Verhouding wat gebou is op die motief van beloning of vergoeding, is 'n verhouding met bymotiewe. En alhoewel daar vergoeding en beloning ook in 'n ware verhouding kan wees, is dit nie die fondament en die hart van die verhouding nie. Ware liefde is onvoorwaardelik, openlik, eerlik en sonder enige ander bymotiewe. Indien jy met bymotiewe lewe in verhouding, gaan jy altyd verontreg en te nagekom voel. Dit is waar in ons verhouding met God, dit is waar van huwelike, van vriendskappe, noem dit op. Niemand ken die bymotiewe van die ander party nie, en niemand kan ten volle hierdie bymotiewe vervul nie. Die gevolg is dat daar verseker teleurstelling in die verhouding sal kom, wat belangstelling en volhoubaarheid in hierdie verhouding sal laat afneem. In Lukas 15 vers 30 lees ons, maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hierdie oudste seun het neergekyk op sy jongste boetie. Hy het hom genoem hierdie broer, wat so droog gemaak het, en dan word alles steeds vir hom gedoen en gegee. En hier sien ons hoe godsdiens vergelyk. Jaloesie en naaiwer speel 'n baie groot rol. En dit is omdat godsdiens gebou is op die prestasie van die mens, bevat dit heel logies klasse van belangrikheid. Hierdie klasse bestaan gewoonlik heimlik in die hart, maar het ook uiterlike kante. Dit sien ons in titels en allerhande benaminge wat mense vir mekaar in godsdiens gee. Die meer wetsgehoorsaam is met goeie lewens sal natuurlik altyd neerkyk op die sondaars en die mense met die minder goeie lewens. Hierdie is natuurlik niks anders as hoogmoed, wat net roem op my prestasie wat beter is as joune. Godsdiens kan 'n valse nederigheid aan hom hê, wat niks anders is as hoogmoed nie. Mense kan spog met hulle onderhouding van die wet, soos die Fariseërs, spog met hulle goeie lewens, hulle goeie dade en selfs hulle sondes. Mense word in klasse opgedeel, wat natuurlik gebaseer word op uiterlike meetbare prestasie en nie op identiteit nie. Ek lees weer Lukas 15 vers 30. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Vir die godsdienstige kerkmens word alles met heilige dade gemeet. In hulle oë maak sonde jou 'n minderwaardige wese, wat niks by God kan verdien nie. Maar in die Vader se oë kan en hoef jy niks by hom te verdien nie, want jy is deel van sy hart en huis. God verwag gehoorsaamheid van ons in sy koninkryk, ja, maar ons gehoorsaamheid kan niks vir ons verdien nie, want die gehoorsaamheid van Jesus het reeds betaal vir alles in die koninkryk. Jesus se gehoorsaamheid was 'n geregsdaad om te betaal vir die skuld van sonde, terwyl ons gehoorsaamheid 'n reaksie en 'n uitvloeisel is van die besef en aanskouing van God se liefde vir ons. Ons gehoorsaamheid is 'n liefdesgebaar vanuit ons hart, weens dankbaarheid vir wie ons geword het in God se hart, wie ons is in God se hart. Onvoorwaardelike liefde vereis nie dade van gehoorsaamheid nie, maar dit stimuleer dade van gehoorsaamheid. Lukas 15 vers 31, toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my,
en al wat myne is joue. Die godsdienstige kerkmens dink onafhanklik en nie korporatief nie. In Adam het ons almal korporatief gesondig, maar in Christus is ons almal korporatief verlos. In God se wêreld is mense nie in verskillende groepe waar hulle met mekaar kompeteer nie, want almal is deur hom in een groep geplaas in Christus. Wat aan Christus behoort ook aan ons, en wat Christus is ons. In Johannes 4 vers 17 sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Christus het gesterwe en sy Nuwe Testament is aan die wêreld bemaak. Wat Jesus besit ons, en wat hy is ons. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Alles wat God het hy aan ons gegee, en alles wat God is, het hy ons gemaak. Die oproep, kom ons staan op uit die onkunde van die godsdienstige kerkmens, wat dalk nog in ons is of aan ons klou, wat nog iets wil probeer bekom of inpalm in sy lewe. Stop daarmee. Jy het die volheid van Jesus geword en sy volheid woon in jou deur die Heilige Gees. En so het ons gereis in Lukas 15 deur die verhaal van ons konstante Vader. Moenie dat die vyand jou vang met minderwaardigheid van die jongste seun se sonde evangelie of met die prestasiegedrewe godsdiens van die kerkmens nie. Moenie. Die gehoorsaamheid van Jesus was genoegsaam om vir alles in ons lewe te betaal wat verkeerd was, en ook om alles terug te koop wat ons met die sondeval verloor het. Laat ons dan elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Jesus, sodat ons in 'n intieme verhouding van rus kan verkeer met God. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, terwyl ons planne verbreek en elke kans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus. Die oproep tot jou en my is, laat ons in die kennis van die waarheid lewe, van die Vader se hart aangaande die mensdom, en laat ons nie verstrengel raak in die godsdiens van die vyand en steeds leef met die DNS van die boom van kennis van goed en kwaad nie. God was nog altyd 'n Vader, en nie eens die sondeval het die vaderskap in sy hart aangaande die mensdom verander nie. Hy is vir jou. Hy het homself versoen met jou. Laat jouself met hom versoen.